Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, 'n jong olifantjies natuurlik word baie goed beskerm in die trop dan ook en selfs maakie saak wat se vyand dit is nie, geweldig goed word hulle beskerm. Iets seker al in die wildtuin ervaar dat wanneer die olifante oor die pad kom, dat die kleintjie dikwels sommer so agter hierdie groot olifant is. Partykeer sien jy hom amper nie eens wanneer hy daar oor die pad kom nie, so goed beskerm hulle en maak hulle sy sigbaarheid dan ook minder. Maar wat verder interessant is dan ook, liewe vriende, is dat die olifante die langste swangerskap van die diere dan. Die draagtydperk van 'n olifant duur ongeveer 22 maande, wat die langste is van enige landdier is. So geweldige lang tyd, maar nou kan nou ook sekerlik verstaan as daardie kalf dan nou ook gebore word, dat dit 'n redelike groot kalf al klaar is dan ook en dat dit 'n besondere oomblik dan is met die nuwe toevoeging terwyl die bande van die olifantfamilie baie heg dan ook is. So liewe vriende, wil ons dan ook vanoggend daarso met u weer noem oor Petrus met toe hy sy boot tot beskikbaarheid van die Here gestel het, dat die Here daarin kon preek en daarna die opdrag van die Here om uit te vaar na die diep water. En ons het gesien ook dat Petrus het kom en erken en gesê, maar Here, ons het niks gevang nie. Daar in vers 5 sê hy dit en Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. En maar nou kom die mooi deel in hierdie teksvers wat hy sê, maar op u woord sal ek die net laat sak. En weet jy, liewe vriende, dit is so kosbaar om dit te lees in die woord van die Here, dat Petrus nie net sy eie kop gevolg het, en hom nie net hoogmoedig en hard gehou het nie, maar doodeenvoudig, Here, u het gesê ons moet nie net te laat sak, ek sal dit doen, want u het so gesê. Ek kyk nie na wat gisteraan so seer gebeur het nie, ek let nie op na die tekens van die natuur en hoe ons die see lees en ons ondervinding en ons kennis nie, ons gaan doodeenvoudig op u woord handel. En kinders van God, dit is wat ons so nodig het in hierdie tyd, om te doen, om te handel op die woord van die Here. Nie op emosie nie, nie op wens nie, nie op my eie begeerte nie, maar doodeenvoudig om te handel op die woord van die Here. Dis 'n veilige plek vir 'n kind van die Here om te wees, om te handel op die woord van die Here, om net te doen dit wat die Here vir ons sê, soos wat daar in die begin gesê is met die eerste wonderwerk, net wat hy vir julle sê om te doen, dit moet julle doen. En liewe vriende, in Handelinge 13 vers 2 lees ons, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En hier is nou die groot saak, terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas. Vas het altyd saam met gebed gegaan. En liewe vriende, terwyl hulle in die teenwoordigheid van die Here was, terwyl hulle sekerlik bewus was van die Here se werking en dat hulle ook verder, behalwe die woord van die Here, dat hulle die Here gedien het, die Here gesoek het, kon die Here aan hulle sy wil openbaar en hulle dit gedoen. Op grond van die woord van God het hulle gehandel. So sien ons ook in Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Dis nou die Emmausgangers. U sien, dis wat God se woord in 'n mens se hart kom doen. Dit maak dit brandend. Dit kan nie anders as om jou te raak as die skrif uitgelê word. U sien weer eens, nie die waarsêers nie die sterrekykers nie die ondervinding nie mense nie die profete nie. God se woord is dit wat moet spreek. Dit is dit wat die waarheid aan ons sal openbaar. Daarom het ons nodig om dit te lees, het ons nodig om dit te ondersoek, sodat ons binne die wil van die Here kan bly. Ek sluit af met Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So liewe vriende, en daar is mense wat vandag daar is, hulle het nie waarlik geloof nie, waarom nie? Want hulle hoor nie die woord van God nie. Hulle kom nie op 'n plek om dit te hoor nie, hulle lees dit nie self nie, en hulle kom ook nie by kerke waar hulle die woord van die Here kan hoor nie. Mag u sekerlik wys wees en God se woord hoor, en soos Petrus sê, op grond van u woord sal ek u net laat sak. Kom ons bid. Dankie ons dierbare Here, dat ons op u woord kan steun en op u kan vertrou, want u doen 'n kragtige en 'n wonderlike werk.
Gee dat ons gehoorsaam sal wees aan u woord. Amen.